Dit is vandag Maandag 8 Desember. Welkom by ons luistermeditasie in Adventstyd. Ons lees vandag saam uit Lukas 1 vers 46 tot 56. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Min woorde is nodig vir Advent. Vir die wat die Adventreis onderneem is oop oë, spits ore en 'n ontvanklike hart al wat nodig is vir die reis. Nooi jou om jou hande oop te maak en hierdie dag en week as 'n geskenk te ontvang as ek vir ons die tweede adventskers van liefde aansteek. Ek prys sy groote naam en ek sal dit bly beaam. God gee aan my genade. Hy sal my salig noem. Dit is God se eer en roem, hy heers met wonderdade. Hoogmoediges vergaan, grootdoeners is verslaan. Die Here doen hierdie dinge. Wie ryk is, word gestroop, aan armes gee hy hoop. Hy sorg vir die geringe. Hy het sy volk beskerm, oor Israel hom ontferm. Hy hou hulle in gedagte. God bly aan Abraham trou. Sy woord het hy gehou deur duisende geslagte. Amen. Ons lees uit Lukas 1 vers 46 tot 56. Dit is die loflied van Maria die Magnificat. En hierdie lied is die langste passasie gesproke woorde deur 'n vrou in die hele Nuwe Testament. Sy sing hierdie profetiese lied op die stoep van haar niggie Elisabeth, terwyl Sagaria, die offisiële woordvoerder van God, die profeet, met stomheid geslaan is. Ek nooi jou om hierdie loflied van Maria te ontvang en in jou hart vir 'n oomblik te bewaar. Dalk is daar woord, sinsnede, gedagte wat jy by jou vassteek, hou dit dan in die stilte vas. Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van hulle trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna het sy teruggegaan huis toe.
Die lied se sosio-ekonomiese en politieke reikwyte getuig van die subversiewe aard van die boodskap wat deur die eeue in sekere situasies verban is vanweë die krag van haar boodskap. In Indië, onder die Britse bewind en destyds in die sogenaamde Dirty War in Argentinië, was dit vrouens en mense wat in opstand gekom het, wat hierdie lied gebruik het as 'n proteslied. Die lied is verban. T.B. Thomas skryf hieroor, too dangerous a thing for public consumption. Too dangerous for public consumption. En 3 frases in die lied laat my nadink. Die eerste ene, my siel besing die lof van die Here, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser. I rejoice in God my Savior. Daar's genoeg in Maria se omstandighede vir vrees, vir skuld, vir boetedoening, maar sy bars uit in lof en vreugde. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik te dink na dit wat in die jaar in jou lewe gebeur het en waar jy dalk ten spyte van, as jy terugdink, kon jubel en juig en 'n loflied sing, ten spyte van. Die tweede gedagte wat by my vassteek is die sinsnede, in my geringheid het hy na my omgesien. He has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely from now on all generations will call me blessed. Het jy al ooit daaraan gedink dat God na jou kyk met verwondering? Nie oordeel of verwyt nie, maar verwondering, guns. Laat dit vir 'n oomblik op jou hart lê. Die loflied eindig met die profetiese woorde dat hoogmoediges uitmekaar sal gejaag word, maghebbers van hulle trone afgeruk word en geringes verhoog word, behoeftiges
oorlaai met goeie gawes en die rykes met leë hande weggestuur word. Dis 'n diep filosofiese en profetiese woord. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik te dink aan jou eie lied, wat jy geroep word om te sing in hierdie tyd waarin die Here jou geplaas het. Wil jou weer nooi om jou hande oop te maak as jy die gedig Clearing van Martha Postlethwaite ontvang. Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life and wait there patiently until the song that is your life falls into your own cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself. Amen.